Goeiemôre broers en susters en kinders. Baie welkom by ons erediens. In Psalm 84 lees ons vanaf die 5de vers die volgende. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Gemeente, die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Mag daar vanmôre genade en vrede in oorvloed in ons lewe wees. En mag ons leef met die belydenis van Psalm 84 vers 13 se woorde. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Laat ons met ontzag hom noem. Psalm 111, eerste, tweede en vierde strofe is ons loflied. Gemeente, ons luister na die Here se woord uit Matteus 13, vers 24 tot 30 en 34 tot 43. Laat ons eers saam bid. Here onse God, as u gemeente kom ons vanmôre om u naam aan te roep, om u te loof, te prys en te eer waar ons ook mag bevind. Ons dankie dat ons in u naam die Vader, die Seun en die Heilige Gees mag byeenkom en dat ons mag leef uit u wonderlike genade en liefde. Ons dankie dat u ons versamel, dat u ons byeenroep in u naam en dat ons u kerk mag wees, u gemeente mag wees. Dankie Here Jesus dat u die hoof van die kerk is en dat u kerk regeer. Ons dankie dat ons uit u woord en die beloftes van u woord en die riglyne van u woord ons lewe mag leef. Dankie dat u woord, Here, soos die psalmdigter sê, vir altyd vas staan in die hemel
en dat U trou van geslag tot geslag is. Dankie dat ons mag vashou aan U beloftes en uit daardie beloftes ons lewe mag leef. Dankie dat in tye van ons lewe, ook die tye van vandag, die onsekere tye wat COVID-19 meegebring het, maar ook die tye van al die woelinge wat tans in die wêreld plaasvind, dat U woord die lamp is wat vir ons die weg wys en die lig op ons pad is. Dat U, Here Jesus, die lewende woord is, dat U die een is wat gekom het, in wie die koninkryk van God naby gekom het, in wie ons die Vader en sy ryk sien, in wie ons hoor, in wie ons sien, hoe U koninkryk daar uitsien. Ons kom bid dat U vanoggend ons ook deur U woord sal leer, sal bemoedig, dat U ons sal toerus, dat ons uit die krag van U woord, met oortuiging, ons lewe sal leef as kinders van die Here, as mense van die koninkryk van God. Dankie dat ons dit mag bid in U groot en heilige naam. Amen. Matteus 13 van vers 24. Jesus het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Eendag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom, sê toe vir hom: Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle: Dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom: Wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Vers 34, al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer, en sonder 'n gelykenis het hy hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur 'n profeet gesê het: Ek sal gelykenisse gebruik as ek praat. Ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af. Daarna het Jesus van die mense al weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra: Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord: Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Liewe kinders, ons het vanoggend weer gelees van koringsaad wat op die land gesaai is. Kan julle die koringsaad in my hand sien? Ons lees ook van 'n vyand wat in die nag gekom het en onkruidsaad op die land gesaai het. Nou hierdie koring en die onkruidsaad het saam opgekom op die land.
Kom ons kyk gou na die volgende 6 foto's wat op die selfoon of op die rekenaar of televisieskerm verskyn. Die eerste foto is van 'n koringland. Ons kan aanvaar goeie koringsaad is gebruik en gesaai of soos ons vandag sê geplant in goeie grond. Hierdie saad het mooi ontkiem, mooi plantjies gevorm, dit het mooi gegroei en hier is die verwagting van 'n goeie oes. Hierdie foto wys vir ons hoe lyk koring voor dit ryp is. Kyk na al die pitte wat in die are gevorm het. Op hierdie foto sien ons 'n plantjie wat soos koring lyk, maar wat nie koring is nie. Dit is die onkruid waarvan Jesus praat. In Palestina en in Sirië het in daardie tyd hierdie onkruid gegroei. Hulle het dit ook tares genoem. Ons ken dit in die volksmond as draabok en dit is baie sleg as dit op 'n koringland gegroei het. Op hierdie foto kan ons sien dat dit nie so duidelik is om te onderskei tussen die koring en die onkruid nie. Dis eers wanneer die koring ryp word dat jy kan sien wat koring is en dat jy dan kan sien maar die ander plant is die onkruid. Hierdie onkruid word later donker van kleur en dan is dit maklik om dit te kan skei van die koring. Liewe kinders, in hierdie gedeelte hoor ons dat Jesus die volgende sê. Koringsaad ontkiem as 'n koringplantjie, groei as 'n koringplantjie, vorm are met koringpitte en koringpitte word uit die are geoes. Die saad van sy koninkryk, sê Jesus, sy woord, die woord van sy Vader, ontkiem in ons lewe en lewer goeie vrug. Jesus sê vir ons dat ons gehoorsaam aan sy woord ons lewe moet leef, dat ons uit liefde vir hom en liefde vir ons medemens ons lewe moet leef, dat ons nie mag mense sleg sê nie, seermaak nie of benadeel nie. Jesus sê ons leef altyd in liefde, ons doen wat reg is, soos die Here van ons vra. En eendag, wanneer God se oesdag aanbreek, is ons almal mense van sy koninkryk. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend by U kan hoor dat elkeen van ons vir U belangrik en kosbaar is. Ja, ons is 'n koringsaadjie wat geplant is op U saailand. U het die saadjie laat ontkiem in 'n koringplantjie en hierdie plantjie is vir U kosbaar. U bewaar dit, U laat dit groei en U laat dit 'n ryke oes lewer. Ons kom bid dat ons dan ook so sal lewe as mense van die koninkryk, wat mekaar lief het, wat ander lief het, wat reg doen, wat nie verkeerd optree teenoor ander mense nie. En dat eendag, wanneer U kom om te kom oes, ons gereed sal wees vir daardie oes en kan deel hê aan U koninkryk, aan die ewige lewe. Ons vra dit uit genade alleen. Amen. Gemeente, in Matteus 6, vers 31 tot 33 leer die Here Jesus vir ons die volgende. Dat ons nie hoef te bekommer en vra wat ons moet eet, of wat ons moet drink, of wat ons moet aantrek nie. Dat dit dinge is waaroor die ongelowiges begaan is. Jesus sê dat ons Hemelsvader weet dat ons dit tog alles nodig het. En dan sê hy die volgende: beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Kom ons dank die Here nou met ons bankoffer vir al die dinge, die wonderlike dinge, die goeie dinge wat ons so onverdiend uit ons Hemelse Vader se hand ontvang. Die spesiale deuroffer vanoggend is vir straatwerk. Ons bydraes maak dit moontlik om 'n verskil te maak in baie hawelose mense se lewens.
Ons wens graag ook die volgende lidmate geluk wat hierdie week verjaar. In wijk 3, Cecilia van Dijk die 21ste Julie en Helene Coetzee die 23ste Julie. Wijk 4, Nico van Skalkwyk die 21ste Julie en Anita Borman die 24ste Julie. In Soutkuilwyk, Dani van Deventer vandag die 19de Julie, J.G. van Deventer die 22ste Julie en Frederik Eksteen die 25ste Julie. Bokrivierwyk, Gina Viljoen ook vandag die 19de Julie, Jonathan Beyers die 20ste Julie en Gerdus Leroux die 20ste Julie. Met leedwese maak ons ook hiermee bekend die afsterwe van Rensie Skoonwinkel van wijk 3. Ons betuig graag ons innige meegevoel aan sy eggenoot Tilly en sy kinders Alet, Bouwer en Laurentius, ook aan die kleinkinders Tilly en Janus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat in die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God sal gebeur, sê Jesus, kan vergelyk word met wat gebeur wanneer 'n man, 'n boer, goeie saad op die saailand saai. Verlede week het ons gehoor dat 'n groot deel van die uitgesaaide saad verlore gaan. Maar nog iets gebeur, sê Jesus. 'n vyand van die man kom in die nag, terwyl almal slaap, en saai onkruid oor al die koring en gaan dan weg. Hierdie onkruid, die Griekse woord zizania, is 'n tipe plant, 'n raaigras spesie, wat soos koring lyk, maar wat onkruid is. Dit het ook die naam taris. Ons ken dit as draabok. Nou hierdie koringsaad en hierdie onkruidsaad ontkiem saam en groei saam op die land en word eers ontdek wanneer dit are begin vorm. Wanneer die werkers dit ontdek, vra hulle die vraag, hoe is dit moontlik? Het die boer dan die goeie saad gebruik nie? En dan hoor hulle die antwoord, maar dit is as gevolg van die optrede van 'n vyand. Maar as hulle die saak wil regstel deur die onkruid te gaan uittrek, sê die boer nee. Eers wanneer dit oestyd is, sal die onkruid verwyder word. Waarom vertel Jesus hier die gelykenis? Wat is die boodskap wat hy hiermee wil oordra? Waarom vertel net Matteus dit aan sy gemeente? Hoekom nie ook Markus en Lukas nie? Jesus, so weet ons, wil sy disippels leer hoe die lewe daar uitsien in die koninkryk van God, wat in hom aangebreek het. Hoe dit lyk daar waar God teenwoordig is, daar waar God koning is, daar waar mense uit die mond van Jesus God se woord hoor, daar waar die mense in Jesus se bediening in sy lewe vir God raak sien en vir God beleef. Nou in hierdie koninkryk waar God teenwoordig is, waar God koning is, sê Jesus, is beide goed en kwaad te vind. Op die saailand word naas die koring wat geplant is, ook iets anders gevind wat op die saailand groei, naamlik die onkruid. Die onkruid wat die koninkryk van die hemel naboots, maar in werklikheid dreig om dit skade te berokken. Wat moet met die onkruid gemaak word? Wat dan nou van die slegte, die kwade, die bose wat voorkom in God se koninkryk? Jesus se antwoord hieroor is kort en duidelik. Dit moet aan God oorgelaat word. Ons hoor dit in sy opdrag aan die werkers. As julle die onkruid wil uitroei, dit wil uittrek, sal julle die koring daarmee saam uittrek. Dus, los die onkruid in die land. Die wortelstelsels van die koring en die onkruid is reeds verstrengel met mekaar. Die koring sal saam uitgetrek word of
dalk ernstig beskadig word. Dit is dus nie ons roeping en ons taak, sê Jesus, om tussen koring en onkruid, tussen goeie en slegte mense te onderskei, te oordeel, te veroordeel en uit te sluit nie. Dis net God wat so mag oordeel en hy is nie eens haastig daarmee nie. Wat is ons roeping en taak dan? Jesus sê vir sy disippels, hy sê vir ons moet maar net aangaan om die goeie nuus van die koninkryk te verkondig. Veral deur die manier waarop ons self leef, om so te leef dat mense kan sien, ons is egte koring. Maar dalk het Jesus met hierdie gelykenis ook die Fariseërs in hulle verwagting van wie en hoe die Messias sal wees en hoe sy ryk daar sou uitsien in die oog. En dalk is dit die rede waarom Matteus dit ook aan sy gemeente deurgee. Dit was die verwyt van die Joodse leiers aan Jesus en aan die vroeë kerk, dat as Jesus die Messias is, hoe kon sy koms dan saamval met die vyandige optrede van 'n vyand op die saailand? Hoe is dit moontlik dat as Jesus die Messias is, dat hy toelaat dat die vyand of 'n vyand onkruid op die land saai? Dat hierdie onkruid opkom, groei en naas die koring op die land staan? As Jesus die ware Messias is, dan sou die onkruid, die slegte, die bose deur hom verwyder word. Dit was die verwagting mos, dat as die Messias kom, die grond, die saailand, die wêreld gesuiwer sou word deur die bekering van mense of die verplettering van die ongelowiges. Dit was die verwagting dat Israel, die plant van God, gesuiwer sou word deur 'n regverdige oordeel oor al die stamme. Jesus se antwoord op hierdie beskouing, wat op 'n manier deur die eeue voortgeleef het, wat ongelukkig beoefen is met rampspoedige gevolge, hierdie beskouing wat vandag nog steeds bestaan, is eenvoudig. Wag vir die oesdag. Dan sal die suiwering plaasvind van die saaigrond, van die saad, die suiwering van die wêreld, van die nuwe volk van God. Die saam laat groei is dus nie 'n vreemde, teenstrydige verdraagsaamheid en gelate aanvaarding van die situasie van die bose en die slegte nie. Want in Matteus 10 neem Jesus sterk standpunt in teen die ryk van die bose as hy die opdrag gee aan sy disippels: dryf die duiwels uit, verwyder die bose. Ons hoor die boodskap baie duidelik. Soos God sy son laat opgaan oor die bose en die goeie, en laat reën oor regverdiges en onregverdiges, so sal die nuwe volk van God in die wêreld moet leer, dat goeie en slegte, regverdiges en onregverdiges saam naas mekaar moet leef. En dat dit nie die taak van die nuwe volk van God is om skeiding tussen mense te bring nie. Die taak is om te stry teen onreg, teen diskriminasie, teen terreur, teen oorlog. Om oral waar die mag van die bose sigbaar word, dit te bestry. Om te leef met die verwagting en die sekere wete dat die oesdag kom en dat eers dan die skeiding sal kom, wanneer die boer, die eienaar van die grond van die saailand, die opdrag sal gee: maak die onkruid, die tares met sy saad bymekaar, dat dit verbrand kan word, en bring dan die koringgerwe met saad om in die skuur te versamel in die veilige plek. Met hierdie beeld van die oesdag sê Jesus
dat daar 'n dag kom wat God beslissend sal optree. In die Nuwe Testament weet ons dat met die beeld van die oes die beslissende handeling van God in die eindtyd aangedui word. Daardie dag word daar geoordeel tussen Tares, die onkruid en die koring. Word daar geoordeel tussen die kinders van die bose en die kinders van die koninkryk. Maar tot voor daardie dag aanbreek, is daar steeds die moontlikheid van bekering in woord en daad. Tot en met daardie dag is dit genadetyd. Wie ore het om te hoor, sê Jesus, moet luister. Amen. Here onse God, ons dank U dat U koninkryk in Jesus Christus gekom het en dat ons daarin mag deel. Ons dank U dat ons uit genade mag leef en vir die voorreg om die koring op U saailand te wees. Ons dank U dat ons mag weet dat U geduldig met almal is, ook ons wat meen dat ons koring is, maar nie altyd soos koring lyk nie. Ons bid U om wysheid, hoe om reg te onderskei en reg te leef te midde van soveel boosheid, onreg, haat, liefdeloosheid, vooroordele, diskriminasie, uitbuiting, vernedering en slegte behandeling van mense in die wêreld. Here, wees ons genadig. Bewaar ons van oordeel, van om te onderskei, van om te veroordeel en mense uit te sluit. Laat ons leef met U liefde en U genade. Maak ons liefdevol en genadig in ons optrede teenoor mense. Ons kom bid vanoggend vir alle mense wat in nood verkeer en wat smag na rus en vrede, na uitkoms in die situasie waarin hulle hul bevind. Wees U hul genadig. Skenk U aan hul U rus en vrede. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Lei ons Here, groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. Lied 281, die eerste, tweede en derde strofe. Let us
Gemeente, die Here is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. So hoor ons in Psalm 84 vers 12. Mag ons leef met die belydenis van vers 13. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees.